In Samuel 13 vertel hoe Saul se koningskap deur sy ongehoorsaamheid begin het om te wankel. Saul het met te min manskappe teen die Filistyne opgetrek. Saul se seun Jonathan het in daai tyd met die soldate wat by hom was, 'n wagpos van die Filistyne aangeval en uit hulle oorrompel. Die Filistyne het daarvan gehoor en hulle was woedend. Hulle het toe bymekaar gekom en hulle het besluit om teen Israel te veg met 'n baie sterk leermag, om die aanval op hulle wagpos te wreek. En ons lees dan in 1 Samuel 13 vers 5, hulle leer het bestaan uit 30 afdelings strydwaans, 6 afdelings perderuiters en uit manskappe van daai leermag, so lees ons, was so baie soos die sand van die see. En dan lees ons in vers 6, Israel het besef dat hy in baie groot moeilikheid is, want hulle was boonop in 'n hoek vasgekeer. Die Israeliete wat toe nog by Saul was, het toe in spilonke en grotte en holkranse en gate en droë putte gaan wegkry. Sommige van hulle wat kon vlug, het na die naburige nasies toe gevlug. Saul was egter nog in 'n plek met die naam Gilgal, en die manskappe wat nog by hom was doodbang. Al hoop wat Saul gehad het, was dat God se profeet Samuel hom te hulp sou kom. Met daai hoop het Saul toe nog 7 dae lank gewag. Dit was die tyd wat hulle afgespreek het dat Samuel sou kom. En wanneer Samuel kom, so het Saul geglo, sal die Here hulle help teen die Filistyne. Maar Samuel het toe nie op die afgespreekte tyd daar by Gilgal, waar Saul op hom gewag het, opgedaag nie. Die klompie manskappe wat nog op daai stadium by Saul was, het toe heeltemal moed verloor en begin dros. En dis toe dat Saul gesê het, hulle moet die brandoffer en die maaltydoffer na hom toe bring, hy sal sommer self die brandoffer offer. En hy doen dit toe. Maar net toe die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel toe wel daaraan. Samuel vra toe vir Saul, wat het jy aangevang? Saul het probeer verduidelik, maar Samuel sê toe vir hom, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here, jou God wat hy jou gegee het, nagekom het, waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bevestig word. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Die Here sal hom aanstel as die regeerder oor sy volk. Want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. Daarna is Samuel toe weg. Saul en sy manskappe was nog steeds in gevaar, maar hulle het geen wapens, geen spiese of swaarde gehad om mee te veg nie. En die rede daarvoor was omdat die Israeliete op daai stadium onder beheer van die Filistyne was. En daar was geen ystersmede in Israel om wapens vir hulle te maak nie. Die Filistyne was juis bang dat die Israeliete vir hulle wapens sou kon maak as hulle eie ystersmede gehad het om dit te doen. Daarom het die Filistyne alle ystersmede in Israel verbied. Wanneer die Israeliete hulle implemente wou laat skerp maak, dan moes hulle maar na die Filistyne toe gaan om dit vir hulle te doen. En so lees ons dan in 1 Samuel 13 vers 22. So het dit dan gebeur dat in die oorlogtyd nie een van die manskappe by Saul en Jonathan 'n swaard of 'n spies gehad het. Net Saul en sy seun Jonathan het wapens gehad. Die Israeliete was vasgekeer en hulle situasie was hopeloos. Maar tog was die Here hulle weer genadig en het daar weer uitkoms gekom op 'n wonderbaarlike manier. Volgende keer vertel ek julle daarvan. Jy kan dit so lank gaan lees in 1 Samuel 14.